Oesters, aphrodisiacs en dans op stofpaaie, deel 1. Hoe leer 'n mens om weer normaal te loop nadat jy vir 4 dae gesweef het op die wolke? Nadat iemand jou vir 4 dae so bederf het dat jy voel jy is 'n spoiled brat, waar jy vir die eerste keer in jou lewe werklik besef dat jy is God se oogappel. Hoe lewe 'n mens weer normaal na dit? Hy het spesiaal vroeg geraai om my eers te kom optel by die huis, uit sy pad uit. Dit is die manifestasie van die ekstra myl stap. En die oomblik, toe hy klokslag 5:00 die oggend by my stop, speel een van my gunsteling liedjies in die kar. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? I am myself, to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I am my cries, I am, said I, and I am lost and I can't even say why. Leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. Op pad na die lughawe toe het ons gechat en gechat. So vroeg in die donker nag het die magic begin. Ek dink alreeds daar was 'n glitter wat ons gelos het oral op die pad. Soos die skip wat aan die einde van die film van die Promise gekom het, met hoop en verligting en redding vir die refugees van Armenië. So in my romantiese hartjie glo ek ook, het ons 'n glitter en hoop soos 'n aangename geur agtergelaat. By die lughawe was hy alreeds so in beheer. Maar dit was daar die gentle beheer. Hy het presies geweet waarheen om te gaan, waar om die kar te parkeer. Selfs al het die eerste en ek dink amper die enigste hindernis gebeur vir die naweek, waar die langtermyn parkeerarea nou 'n spookdorp is, het hy nog steeds 'n plan gehad. Ons het teruggery na die lughawe, om en om gery, gesoek na 'n geskikte parkeerplek, terwyl hy die absolute rustigheid van self oor hom gehad het. Ek dink dalk was dit op daardie oomblik waar ek besef het, hier in sy teenwoordigheid kan ek surrender. He knows his business. In soveel van my vorige lewens was daar al oomblikke soos hierdie een, waar dinge net nie uitwerk soos dit moet nie. En dan moet ek 'n vinnige oproep maak na die troonkamer om te smeek vir 'n skip vol containers van vrede en kalmte. En nou in hindsight besef ek, daardie noodoproepe was afwesig. Die dringende behoefte om te bid. Hy, ons, maar meer hy, het net gevloei in 'n lazy river van vrede. Mag elke krisis, hindernis, obstakel in ons lewe so wees. 'n oormaat van vrede, of ten minste iemand wat saam met ons is, wat beheer neem. Dit was Elysium. Binne in die lughawe het die lazy river voortgevloei. Dit is so 'n aangename verrassing om net saam met iemand te wees wat die pas aangee, wat die pad ken en wie se voetspore jy net kan volg. Om saam met iemand op 'n avontuur te gaan, maar hulle het 'n interne GPS om net te volg. Iemand wat net weet waarheen hulle op pad is. En toe laat ons my tas rap. Ek dink selfs nou na die vakansie is ek heeltemal te so sentimenteel om die plastiek wrap van my tas af te haal. Eerstens, weer eens, sy dringende versoek en lyding om te voorsien. Om daarvoor te betaal het reeds my hartjie laat sjokolade pop.
maar tweedens dat hy nie net die vakansie wil spesiaal maak vir my nie, maar ook sommer is hy besorgd oor my besittings ook. En dan ook, natuurlik, die dieper geestelike betekenis daarvan. Ons is verseël in God se gees. So net so het ek ook al keer op keer die voorbeeld gebruik van God wat ons verseël en beskerm in sy Heilige Gees, soos Ladrap. So ek glo ook, God is ook in beheer van ons besittings, van ons harties, van ons drome, van ons begeertes. Mag God jou ook so verseël vandag in sy Heilige Gees, soos hoe my tas gerap was by die liggawe. Efesiërs 1:13. Verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Terwyl ons wag vir ons vlug om te boord, geniet ons 'n Vida koffie. Die rooi koppies met 70% sjokolade blokkies. En weer eens sien ek God se hand daarin. Ek dink dit was op hierdie oomblik waar ek ook tweedens besef het. Met hierdie man voel ek soos waardevolle kakao. Ek voel soos hierdie prentjie. Want nie net koop hy vir my koffie nie. Nee, ek kan lekker rustig sit en wag terwyl hy order en collect die koffies vir ons. Ek dink soveel kere bid ons iets van God en dan wil God ook hê ons moet rustig sit en wag terwyl hy die wonderwerk vir ons bewerkstellig en dan gaan interfereer ons. Dalk moet ons almal net meer en meer leer om rustig te sit en wag vir ons koffie. Die Vida Café se logo is ook vir my Elysian. Iets wat ek al herhaaldelik oor en oor geprofeteer het in die video's. God wil van ons geskenkies gee, bederfies, wat ek gereeld uitbeeld as 'n geskenk. En die logo laat my dink aan 'n geskenk. Maar verder wil God ons ook hemels laat voel, soos royalty laat voel. Die kroon bo op die geskenkie by hulle logo. Mag jy daardie Vida Café bederfies vandag vanaf die hemelkamer ontvang. En nog steeds op hierdie punt is ek so SpongeBob SquarePants in sy teenwoordigheid, om elke gedagte wat hy verbaliseer op te souk soos 'n sponsie water opsouk. Nog 'n seëning wat ek wil huis toe vat van die Vida Café is die blokkie sjokolade wat ons ontvang het saam met die koffie. God beloof vir ons Efesiërs 3:20 dat vir elke keer wanneer ons vir hom iets vra, dat hy vir ons meer sal gee as dit waarvoor ons vra. Net soos ek gehoop het vir 'n cappuccino. En so terloops, dit was een van die lekkerste cappuccinos wat ek nog in my lewe gedrink het. Yummy! En ek is 'n fynproewer van koffies. Kry ek boonop nog 'n sjokolade by. Mag jy ook so Efesiërs 3:20 op oomblik ontvang met elke gebed wat jy opper na die troonkamer toe. Jy weet, daardie toneel in die kinderfilm van Aladdin, waar hy vir die eerste keer vir Jasmine laat vlieg het op sy magic carpet. Dis hoe ek gevoel het in die vliegtuig. Iemand wat vir jou die venster sitplek gee, net om sy wêreld te deel met jou. I want to show you a whole new world. Dit het my laat dink aan die liedjie van Joshua na die reën. My hele wêreld is in afwagting oor jou. Amper asof hy net so gereed was om my deel te maak van sy lewe, van sy baie spesiale plekkie, Oubaai. Stukkie vir stukkie het hy my begin deel maak van sy wêreld. Dis wat ek gelees het in daardie afwagting van om vir my die venstersitplek te gee. Daarheen en terug. Kyk, sê hy vir my, daar is Knysna, die Knysna koppe. Ek wil jou daarheen vat. Daardie opgewondenheid, daardie antisipasie en my hartjie skree luidkeels. Ja, asseblief, maak my deel van jou wêreld. Die volgende video sal binnekort volg. Ek leer jou ken in jou hart voor die speelplek, die vlaktes waar ek saam met jou loop. Ek en jou en jy en my, ek wens ek kon jou die jare wys, waar ek alleen was en tyd het
is gebaar